So ons is nou in die 3de week van ons reeks woorde en werke van Jesus. En voor ons induik, kom ek vra die Here se seën en dan kan ons vanaand die aand begin. Ag Vader, dankie. En dit is my gebed, Vader, dat U vir ons sal help en sal openbaar wie Jesus is, die rykdom, die liefde en die persoon van Jesus Christus, die Seun van God. So Vader, werk asseblief binne in ons harte en help ons om daai volgende stap ook te neem, om te ontdek wie die Seun van Christus is en dat dit 'n oortuiging is, nie net binne in ons kop nie, maar ook binne in ons hart. En ek vra dit, Vader, in ons verlosser Jesus Christus se naam. Amen. Nou, 26 April 2006 was 'n dag wat anders begin het as wat hy geëindig het vir 2 jong meisies. Hierdie 2 jong meisies was al 2 studente gewees van Taylor Universiteit en hulle het mekaar ontmoet hierdie oggend. Nou Taylor Universiteit het 'n nuwe kanselier gekry, of soos wat hulle in Amerika sê, president. En hulle het nou besluit om 'n banket vir hierdie nuwe president te hou in Fort Wayne, wat so ongeveer 62 myl ver weg was. En hulle het in die busie ingeklim, mekaar ontmoet en hulle het onmiddellik geklik. Maar meer as wat hierdie geklik het en hulle regtig van mekaar gehou het, het hulle verskriklik baie na mekaar gelyk. Party van die ander mense wat saam met hulle op hierdie uitreik was, het gesê, is julle dalk familie van mekaar, want julle lyk amper asof julle sissies kon gewees het. Maar dit was 'n wonderlike dag en hulle het heerlik saamgewerk en die dag na hulle die banket voorberei het en al die tafels reg en die saal reg gemaak het hulle weer op die busie geklim en hulle teruggery van Fort Wayne af na Taylor Universiteit toe en op pad terug het 'n gruisame ding gebeur. Hulle was in 'n ongeluk gewees wat tot so mate was dat van die 9 persone wat saamgery het, 5 oorlede is. En Whitney, wat een van die 2 meisies is, sy ouers is in kennis gestel, sy is oorlede. En Laura, sy ouers is in kennis gestel, hulle moet dalk maar hospitaal toe kom, want hierdie is baie ernstig. Dit wat met Laura gebeur het, is hulle nie seker of sy dit dalk gaan oorleef nie. En so, toe haar ouers daar aankom, toe die dokters vir hulle gesê, weens die trauma en die kopbeserings wat sy opgedoen het, hulle moes onmiddellik skedelfrakture herstel het by haar, en sy mag dalk nooit weer dieselfde lyk as sy oorleef. Maar hulle is ook nie seker tot watter mate sy 'n breinbesering het of sy ooit weer normaal gaan wees nie. So 3 weke later het Laura uit die koma uit begin kom en op die 5de week na die terapeute bietjie met haar begin werk het een van hulle haar gevra om haar naam te skryf en toe skryf sy Whitney. En hulle het gedog aanvanklik, miskien is dit die bond wat hulle gehad het bo op hierdie busie, dat sy dalk gevra het, nou hoe gaan dit met Whitney, is dit regtig, maar dit was toe nou nie die geval gewees nie, want toe hulle 2, 3 dae later haar weer vra om haar naam te skryf, toe skryf sy weer Whitney, en toe hulle nader ondersoek doen, toe kom hulle agter, maar hulle het hulle identiteite omgeruil. Dis eintlik Laura wat dood is in die ongeluk en dis Whitney wat oorleef het. Nou as 'n ouer wil ek myself nie indink binne in hierdie situasie nie. Want die een paar ouers het aan die einde van 5 weke besef die dogter wat hulle begrawe het 'n paar weke terug lewe, en die ander ouerpaar het besef die dogter saam met wie hulle weke dag en nag gewaak het, is nie hulle dogter nie, hulle dogter is oorlede. Ek dink die emosionele rollercoaster wat jy daar deurgegaan het, moet iets verskriklik wees, net om te besef, maar ek is selfs op die verkeerde trein. Nou hierdie is seker een van die ergste identiteitsverwarrings wat daar was in 'n lang tyd in Amerika, maar dit is iets wat eintlik nogal algemeen gebeur, dat ons mense se identiteit verwar met dit, en dis partykeer vir ons 'n groot skok, dat wanneer die waarheid wat jy glo, nie pas by dit wat die realiteit is nie. En dit het al met my gebeur. Ek het al mense so gekyk en dinge van hulle gehoor of geleer van hulle, en ek het 'n persepsie oor hulle gehad, maar wanneer ek daai persoon leer ken, dan verander ek, dan kom ek agter, maar dit wat ek weet van hulle is eintlik niks gewees nie. Maar dit het ook met my gebeur met God. Toe ek in my 20's was ek 'n verskriklike rebel gewees, en 'n groot gedeelte van my rebel was teen God gewees. Ek het gerebelleer teen die God van liefde, want ek het nie verstaan hoe 'n God van liefde dinge in die wêreld kan laat gebeur soos hierdie partykeer nie. Dankie tog, jare later,
met God se genade en 'n pad saam met God en 'n openbaring van God, is ek op 'n ander plek waar ek hom vertrou. Ek verstaan nog steeds nie alles wat gebeur nie, maar my verhouding met hom is op 'n heel ander plek. En ek wonder of hierdie al met jou gebeur het. Het jy al na mense gekyk en 'n persepsie oor hulle geskep? Miskien oor aksies wat hulle het, of oor goeders wat hulle gedoen het wat jy opgelê het, dinge wat jy binne in hulle persoonlikheid sien, of miskien het jy 'n vooroordeel, 'n prejudice gehad van hulle, en hierdie goeders van jou is gebaseer eintlik maar op inligting wat gewoonlik nie voldoende is nie. Dis beperkte inligting, of daai stereotypering wat jy iemand aan blootgestel het. Maar iets wat baie meer algemeen gebeur, en ek dink ons praat heeltemal te min daaroor, is dat mense partykeer hierdie wanindruk van God ook het. En ek dink 'n groot ding wat bydra tot dit is, partykeer gebeur dit van 'n preekstoel af. Evangeliste en dominees en pastore wat 'n illusie skep van God. Dat God binne in jou lewe sal inkom, jy moet hom net innooi en hy sal kom en jy kan die wêreld kry en God sal jou begin dien. Al wat jy moet doen is om die sinner's prayer te bid en Jesus sal inkom en hy sal vir jou alles doen vir die res van jou lewe. En so skep ons 'n boksie waarin Jesus moet pas. En dan word ons teleurgestel met die God wat nie binne in die boksie pas nie. En dis baie vinnig waar soveel mense draai en die God verloon wat nie binne in die boksie was nie, as gevolg van die ene wat ons binne in die boksie gesit het. Nou daar's een ding wat ek en jy maklik kan doen om hierdie persepsies wat ons het oor God, hierdie wanopvattings bietjie reg te stel, maar ek sal net nou daarby kom. Ek wil eers bietjie praat oor wanindrukke wat ons het van God binne in die Bybel. Nou daar op julle raamwerke, daar eerste teksgedeelte, wil ek so vinnige agtergrond gee. Jesus en sy disippels was binne in hierdie teksgedeelte in Caesarea Philippi gewees, en in Caesarea Philippi was bekend vir die groot hoeveelheid heidene wat daar gebly het, en saam met heidene kom afgodsdiens en afgodsdienarry, en daar is geskiedkundige argeologiese bewyse van al hierdie dinge wat hulle daar gedoen het. Nou die Syriërs wat daar gebly het, hulle het 'n klomp tempels vir Baal opgerig en vir Baal aanbid, en ander mense het die natuurgod Pan daarso aanbid. Hulle het 'n spilonk oopgegrou met die dinge wat hierdie ouens geoffer het. En dan was daar ook 'n wit marmer tempel wat ontdek is deur argeoloë, en hierdie marmer tempel was deur Caesar opgerig vir sy eie godheid. Hy het homself gesien en hy het hierdie marmer tempel opgerig, en mense het so intoe gekom en hulle het hom daarso aanbid en hom gedien. En dis teen die agtergrond van hierdie dienbare gode wat Jesus homself in die middel van dit kom sit en sê, wat dink julle van my? Matteus 16 vers 13 tot 17 sê, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? En hulle het geantwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit in jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou net so om bietjie die verwarring aan te spreek wat ook binne in hierdie tekste mense se koppe gebeur het. Hulle het nie Instagram of Facebook of sosiale media gehad nie. Hulle kon nie gou-gou vir Jesus Facebook stalk om te kyk hoe lyk hy of wie hy is nie. Hulle moes gehoor het wat ander mense sê, en dis hoekom daar so verwarring is van wie Jesus se identiteit was, hoekom hulle gedink het, hy is een van hierdie ander manne in hierdie ander rolle, en hulle het 'n hervormer gesoek. En Johannes die Doper was 'n hervormer gewees. Hy was 'n man wat 'n nasionale veldtog van bekering gehad het, en hy het die mense regtig weggedraai. Hy het hulle hervorming 'n groot deel van gedoen. Elia was iemand wat binne in sy tyd het hy wonders en tekens gedoen en die mense baie mooi gehelp om te verander. En Jeremia was bekend daarvoor dat hy 'n profeet was wat 'n woord van God af vir die mense kon bring. En Jesus het binne in al hierdie gepas, en mense het geglo met die soos wat die gelowe deur mekaar gevleg was, dat daar reïnkarnasie ook was, en dis hoekom hy Elia of Jeremia kon gewees het. Maar die feit is, almal wil graag vir Jesus binne in 'n rol gesien het. Hulle wil graag 'n politieke Messias gehad het wat hulle kan bevry van die
oppression, die korrupte regering wat die Romeine was op daai stadium vir hulle. Dit was vir hulle 'n moeilike ding geweest en dis die rede hoekom hulle op Jesus gedraai het. Hoekom hulle op die een dag hulle kledingstukke uitgetel het en voor sy donkie gegooi het en 'n paar dae later het hulle hom gekruisig. Hy wou nie binne in die boksie gepas het wat hulle hom wou gehad het hy moet inpas nie. En dis steeds die rede hoekom soveel mense vandag hulle rug op God draai. Dis omdat hy nie die dinge wil doen wat ons wil hê hy moet doen nie. Nou die eerste punt daar op jou raamwerk sê, perspektief bepaal persepsie. Nou perspektief is daai plek of rigting van waar jy na iets kyk, of figuurlik nou die hoek van waar jy oor iets dink. En die plek van waar ek en jy na Jesus kyk, bepaal wat ek en jy van Jesus dink. En dit kan op verskeie dinge gegrond wees. Die eerste ene is beperkte inligting. Ons maak 'n idee op van Jesus, van wie Jesus Christus is, op die inligting tot ons beskikking, en dis baie keer te min. Of stereotypering van Christene. En ek neem party ouens nie kwaadlik wat sê, as dit is hoe Jesus lyk, as hy soos sy volgelinge lyk, dan wil ek sê, nee dankie. Miskien is daar ander voorafgestelde idees binne in jou kop. Iets dat hy net 'n historiese figuur was, 'n karakter binne in 'n storie. Party mense sê dat hy net 'n goeie mens was, en ander mense sê, miskien is hy 'n bietjie judgmental vir my. Dis waar God vir my begin en eindig. En dis nie wie Jesus is nie. Baie ouens, veral ander gelowe, erken Jesus Christus, maar al wat hulle sê van hom is dat hy nie die seun van God was nie. Hy was net 'n merkwaardige geestelike leier gewees. En dan, ek dink die meer gewenste idee is dat ons persepsie gevorm word uit die verhouding wat ons het met Jesus Christus. Die plek waar ek en jy kyk na Jesus Christus bepaal wat ek en jy van Jesus dink, maar dit verander nie wie hy is nie, nee. Ek dink die ding wat meeste van ons mee sukkel, is dat ons graag wil hê Jesus moet ons volg. Hy moet doen wat ons wil doen, en ons agenda moet sy agenda wees, en Here, dit moet voor vanmiddag gewees, want ek het 'n lunch date met daai en daai. Ons wil graag hê die Here moet dit doen wat ons moet doen, maar die Bybel sê nie dat Jesus sal kom en ons sal volg nie. Die Bybel sê, ons moet Jesus volg, en die Bybel sê, daar's 'n koste verbonde daaraan om vir Jesus te volg. Maar wat dan van 'n teksvers soos Markus 10 vers 45? Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee vir baie mense. Dit is so, Jesus het gekom om te dien, maar hy het gekom om God te dien, en mense het die voordeel daaruit getrek. As jy God regtig wil verheerlik, moet jy God op 'n manier dien, dat ander mense voordeel trek uit hoe jy God dien. Hoekom is dit belangrik vir my en jou, om te weet dat Jesus die seun van God is? Dis omdat die hele Bybel draai rondom die seun van God, en God se plan om die wêreld reg te maak met hom. En Jesus pas perfek binne in hierdie prentjie in, binne in hierdie profiel in. Daar's so 'n mooi Engelse ding wat sê, Jesus is the Old Testament concealed and the New Testament revealed. Jesus is nie 'n normale mens nie. As hy 'n normale mens was, dan sou hy gesondig het soos 'n normale mens. As hy dan met sy sonde na die kruis toe gegaan het, sou dit wat hy gedoen het nie genoeg was nie, en God sou hom nie uit die dood uit opgewek het nie. En as niks van hierdie gebeur het nie, dan sit ek en jy met die implikasie, dat ons nog steeds aan die wet moet voldoen, om by God uit te kom. Die seun van God is nie uit vlees gebore, soos wat ek en jy is nie. Die Gees van God het hom op 'n bonatuurlike manier binne in Maria gevorm. Hy is die vervulling van elke profesie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe van alles. En hy is albrug tussen ons en God. Hy het bestaan voor die skepping. Hy werk aktief in die skepping. En hy is die erfgenaam van die skepping. En alles wat God daarbey voeg. En ek en jy, as broer en suster van Jesus, word mede-erfgename. Hebreërs 2 vers 11 sê, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers en sy susters te noem nie.
Romeine 8 vers 17. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Nou hierdie reeks is getiteld die woorde en werke van Jesus, en nie die kennis van Jesus nie. So ek kan 'n baie groot en mooi preek maak oor wat die seun van God is, maar ek dink ek sal 'n onreg pleeg as ek jou nie vanaand help om tot jou eie besef te kom en daai pad, die dinge wat jy nodig het om te doen, om te leer wie die seun van God is nie. Kennis en waarneming het weinig mense gehelp om ooit tot daai dieper besef te kom. Jesus self het gesukkel met die mense toe hy op aarde was. Hy het nou net 'n wonderwerk gedoen. En dan lees ons in die volgende hoofstuk, vra die mense, wat se teken en wonders kan jy doen dat ons kan weet dat u die Christus is? God self het hierdie kennis oorgedra van Jesus se godheid toe Jesus gedoop is. Daar staan in Matteus 3 vers 17, en daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Ek dink die disippels het daar gestaan en hulle het dit gehoor en dit was heeltemal bo oor hulle koppe gewees. En is dit nie so hier, ek dink dit gebeur so meer gereeld met ons ook. Ons hoor God se stem en is heeltemal bo oor ons koppe. Ek kan net dink hierdie ouens het hier langs die Jordaan gestaan en hulle het gesien, hier word Jesus gedoop en is hierdie wonderlike oomblik. Het julle ouens dit ook gehoor? Wat vanmiddag eet ek's honger? En dan gaan hulle aan. En ons maak ook so, nee, ons beweeg sommer net aan na die Here met ons gepraat het. Wat het gebeur dat Petrus kon gesê het, daai oomblik van waar hy nie geweet het nie, tot waar hy kon gesê het, U is die Christus, U is die Seun van die lewende God. Wat het vir Petrus gehelp, dat dit aan hom geopenbaar word? En wat is daai ding wat vir my en jou kan help, sodat God dit ook aan ons kan openbaar? En ek dink die beste sleutel lê in die tweede gedeelte, toe Jesus bekend gemaak het dat Jesus sy seun is. En die tweede keer wat hy dit gesê het, was hulle op die berg gewees. En dit was Petrus, Jakobus en Johannes en Jesus en Moses en Elia wat daar was. En toe sê Matteus 17 vers 5, terwyl hy nog praat, het 'n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Nou, vir almal wat kinders het, weet dat as jy vir jou kinders sê, luister jy, dan is dit ook 'n bietjie van 'n so oomblik. Hulle luister, maar daar gebeur baie minder by. So ek hou van die Nuwe Lewende Vertaling se weergawe van hierdie vers, want dit maak die instruksie aan die einde vir my soveel duideliker om te verstaan. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, maar terwyl hy nog praat, oordek 'n helder glansende wolk hulle, en daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, hy is my geliefde seun, hy is my kind, hy is 'n kind so na my hart, doen wat hy vir julle sê. Petrus se getuienis het nie net uit kennis gekom nie. Op hierdie stadium was Petrus ongeveer 2,5 jaar 'n disipel van Jesus gewees. Hy het saam met hom geleef, hy het saam met hom geleer, hy het saam met hom gedien. En ek dink dis die sleutel. Nommer 2 daar op jou raamwerk sê prakties dien, laat jou Jesus sien. Die seun van God binne in die woord van God is pragtig om te ontdek. Maar die seun van God wat aktief lewens van mense verander, is regtige belewenis. Die grootste probleem wat ons het is dat 'n boksie geloof is inwaarts gefokus. En ons mis so uit op die belewenis wat Jesus is. Maar ek dink meer as dit mis ons ook die gevaartekens, is dat ons eintlik maar net 'n verbruiker van geloof is. Dat ons geloof stadig maar seker besig is om dood te gaan. En miskien word jou geloof oor 5 weke, 3 weke uit 'n koma uit wakker, en die waarheid wat jy glo en die realiteit wat is twee dinge wat nie by mekaar pas nie. Die seun van God het nie gekom en hy was passief gewees nie. Hy het gekom en hy het met passie gedien, en hy wil graag hê ek en jy moet ook na ons bekering 'n navolger word van hom en passievol dien. Ons moet uitwaarts dien, ons moet ander lief hê, ons moet doen wat reg is, nie wat ons moet regverdig nie. Ons moet genade bewys, ons moet nie meer doenloos wees nie. God sê, dit is my seun, doen wat hy vir julle sê, en ons kan ons Bybels vat, en ons kan deur al die skrifte lees, en ons kan mooi weet,
wat Jesus sê ons moet doen en ons nie moet doen nie. Hy sê julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld skyn so dat die goeie werke wat julle doen verlig kan word en so die Vader verheerlik word. Die ding is, ons adverteer die weergawe van ons Christendom of ons wil of nie. Is dit daai inwaartse boksie geloof? Dit vat so min van my en dit gaan soveel oor my. Of is dit die uitwaartse geloof, die mekaar geloof, waar ons iets moet doen en dit regtig baie van ons vra? Die een manier om te beweeg van inwaarts na uitwaarts is 'n eenvoudige vraag. Here, wat moet ek doen? Johannes sê in Lukas 3 vers 8, dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is, en moenie by jouself sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Wat Johannes vir die ouens gesê het wat daarby om aangekom het is, Torah navolgers, kom ek herinner julle waaroor dit gaan. Dit gaan oor vrug dra. Dit gaan nie oor julle verwantskap aan Abraham nie. Dit gaan oor vrug dra en nie net lip service aan die God wat julle dien nie. Hy wil vir hulle sê, Torah volgers, julle verwantskap aan Abraham is nie die einde van julle reis nie, dis die begin van julle reis. Nou vir ons sal Johannes dan sê, dra vrug na aanleiding van wat jy glo en in wie jy glo. En as ons dan Lukas 3 vers 8 lees na ons kant toe, dan klink dit baie erger. Dan kan ons sê, dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is, en moenie by jouself sê, ons is Christene nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe Christene verwek. Hier is die ding van doen wat Jesus doen. Die wêreld kan nie sien wat God mee besig is nie. Hulle is blind daarvoor. Wanneer jy doen wat Jesus doen, en Jesus kom doen iets, dan gaan jy sien wat hy doen, en jy gaan hom herken, en jy gaan nader aan hom kom as gevolg van dit. Volgeling van Jesus, bekering is nie die einde van jou reis nie, dis net die begin. Die derde punt op jou raamwerk, Jesus versoek disippelskap. Geloof is goed, dis wat ons nodig het om te begin. Maar navolging is die ideaal wat ek en jy moet hê. Lukas 14 vers 27 sê, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. En ons het elkeen ons eie kruis wat ons dra, ons eie moeilike pad wat ons moet loop, dinge wat ons moet opoffer ter wille van Jesus wat ons dien. Die pad is nie altyd maklik nie, en partykeer kom jy by diep waters waar jy groot afhanklik is van ons Vader. En dis ook 'n plek waar hy jou kry en hy bemoedig jou, maar as ons uit die Bybel uit doen en optree soos Jesus, dan verskuif die kennis van Jesus van ons kop na ons harte toe. Ek het so mooi versie vir julle gemaak wat maklik is om te onthou. Dit sê, lewe soos die Bybel sê, dan sal jy nooit 'n ander Jesus wil hê. Nou, ons is almal op verskillende plekke. Elkeen van ons het 'n verskillende vertrekpunt. Waar stel ek voor begin elkeen van ons? Ek dink die maklikste is om te sê, begin deur eerlik te wees met waar jy is. Want dis al hoe jy weet hoe jy van die een plek na die ander plek toe gaan kom. Op die einde van jou raamwerk is daar 2 vrae wat redelik persoonlik is. En ek wil hê, as dit moeilik is dit miskien goed. Want ek glo God wil jou help binne in hierdie, om van die een plek na die ander plek te beweeg. Jy moet weet waar jy met Jesus is, sodat jy weet wat jou volgende stap is. Nou miskien voel jy vandag, jy moet Jesus aanneem, en dit is vir my wonderlik om te weet, dat die Heilige Gees so iets op jou hart gelê het, en ek hoop regtig gekry 'n kontakkaartjie met iemand wat sê, ek gee my hart oor vir die Here. Miskien het jy onlangs 'n Christen geword en jy wonder wat jou volgende stap is. Doop is onder andere jou volgende stap. Ons kan vir jou 'n mooi boekie e-mail wat sê, word en wees 'n Christen, met praktiese dinge wat jy kan doen. Miskien het jy nodig om soos die disippels 'n 3 jaar pad saam met Jesus te loop, en elke dag saam met hom te leef, en elke dag die dinge wat jy binne in die Bybel lees, te gaan doen buitekant in die wêreld.
maar dit is so wat Jesus, wat ons in ons wandel saam met hom, vir ons leer en ons openbaar wie hy is as die Seun van God. Nou ek weet nie, hier is maar 'n paar riglyne, ek weet nie wat jou volgende stap is nie, maar ek het daai versie van Matteus 16 vers 15 die hele uitgehaal en die hakies met 'n jy vervang, sodat jy weet, hierdie praat met jou, want die Here Jesus wil vir jou vra vanaand, en jy, wie sê jy is ek? En om dit vir jou te help om te bepaal, het ek aan die onderkant ook vir jou gesê, wie sê jou lewe is Jesus? Wat is jou lewe besig om te adverteer van Jesus? Want hy wil hê dat jy 'n diepte en 'n rykheid binne in hom ontdek, wat baie meer is as die boksie wat ons op partykeer insit. Geloof is wonderlik, maar dis navolgers van Jesus wat die wêreld verander. Die disippels en die apostels sou nie vir Jesus kon dien op die manier wat hulle dit gedoen het as hulle blote kopkennis gehad het nie. Maar daai hartsoortuiging dat Jesus die Seun van God is, het hulle gehelp om soveel verder en soveel dieper te gaan as wat hulle ooit uit hulle eie en uit hulle eie kopkennis sou gedoen het. En dit begin alles deur dade by jou geloof te sit. En ek wil julle aanmoedig, dien. Ons het een van die dae uitreik street store, kom dien. Ons het klein groepleiers nodig, kom dien. Ons het mense nodig wat by die deure groet, kom dien. Kom dien die Here met jou talente en met jou gawes. En jy gaan 'n wonderlike rykheid en diepte binne in Jesus Christus ontdek. En ek is opgewonde oor die openbaring wat God aan elkeen van julle gaan gee, oor sy Seun, Jesus Christus, die Seun van die lewende God. So kom ek bid vir julle, en dan sluit ons die aand af. Dankie Vader, vir die openbaring van wie Jesus is. En ek bid vir almal wat vanaand hierna luister, Here, dat U vir hulle sal help, met hulle volgende stappe en die dinge wat hulle nodig het om te doen. Here, help ons, bevry ons van die dinge wat ons sukkel, en help ons om disippels, om navolgers te word van U. En Vader, dankie dat ons in groot afhanklikheid na U toe kan kom, en dat U vir ons sê, dat ons vir U kan sê, Here, ek sukkel partykeer met my gedagtes oor U, en ek het nodig dat U my help, dat U saam met my gaan, op my reis, en dat ek op my reis, asseblief Here, nader aan U wil beweeg. So help my hierin, Vader, help my asseblief. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.